Ons is besig met 'n reeks oor die name van God. En ons het nou deur die hele Ou Testament gehardloop en ons het gekyk na verskillende areas waar die Here kom en hy homself bekend maak aan ons as mens. Wanneer ons mekaar groet, dan is die normale ding om te doen, jy steek jou hand uit en sê, "Hi, ek is Rudy." Ja, nie julle nie, julle het julle eie naam. Maar jy steek jou hand uit en dan sê jy jou naam. En so kom God reg deur die woord deur die woord, kom hy en hy sê basically vir my en vir jou, "Hi, ek is." En hy groet en hy maak homself bekend aan my en jou. Dat wanneer iemand praat van Rudy, dan weet jy dadelik Rudy. Nou ek weet ons baie Rudy's in die wêreld en al die Rudy's is awesome mense en maar daar's net een Rudy wat hier is. Daar's weer 'n ander Rudy op 'n ander plek en so in die kring waarin jy beweeg, as ek praat van Rudy of as jy praat van Rudy, dan gaan meeste van julle dink aan my. Yuri se broer se naam is ook Rudy. So as ons praat van Rudy, of as iemand naby hom byvoorbeeld sal praat van Rudy, dan sal hy miskien sê, "My broer Rudy," of "Pastoor Rudy." Dan sal daar 'n identifikasie kom van wat se Rudy hy van praat, want hy te doen met twee Rudy's. Toe ek op skool was, was daar 'n vriend van my, sy naam was ook Rudy. En ons het langs mekaar gesit in sommige klasse, en dan in die Afrikaanse klas spesifiek het ons langs mekaar gesit, en dan wanneer dit kom by mondeling, nou hy was Rudy Pretorius, ek is Rudy Young, so ek is aan die onderkant van die alfabet, so dit was altyd, ek het altyd gedink ek gaan laaste praat, maar dan het die juffrou baie keer onder begin, en maar dan sal sy sê, "Rudy, mondeling tyd," dan kyk ek na hom en dan sê ek, "As hy, dan gaan jy," want ek gaan nie nou praat nie, ek voel nog nie voorbereid nie. En dan baie keer moes die Here nou eers, die juffrou eers sê, "Ek praat nou met Rudy Young," of ek praat met Rudy Pretorius. So daar's 'n identifikasie, en die identifikasie, die acknowledgement van daai naam bring 'n reaksie. So wanneer ek en jy praat en ons mekaar ontmoet en ek leer jou naam ken en ek moet verskoning vra, ek is nie baie goed met name nie, so dit vat my 'n paar keer om die naam te hoor en meeste van die gevalle as ek hom kan skryf, dan onthou ek hom beter. Maar name is so belangrik, en net so is God se naam vir my en vir jou 'n belangrike deel van ons lewe, sodat ek en jy kan weet wie God is en wat hy vir my en vir jou beteken. Dis 'n hele nuwe wêreld wat oopmaak wanneer jy God by die naam leer ken. En so vandag gaan ons 'n bietjie aanbeweeg na die Nuwe Testament toe, en die eerste area wat ons dan hoor van hierdie naam in die Nuwe Testament is eintlik 'n bevestiging van 'n profetiese woord wat in Jesaja gebeur het. En ons praat van Immanuel. Nou jy kan Immanuel op twee maniere spel, met 'n I of met 'n E. Die I is Hebreëus en die E is Grieks. So afhangende van wat jy praat, sal jy hom skryf. So maar ek het gevoel vir hierdie geleentheid gaan ons hom spel met die I. En ons gaan 'n bietjie Hebreëus praat. Alright. Dus sê vir die ou langs jou, is jy reg? Vra vir hom, is jy reg? Ek wil graag die volgende vraag vir ons vra. Wanneer het tyd begin? Wanneer het tyd begin? Tyd het begin toe God die aarde gemaak het. Die son en die maan en die sterre. Toe die lig, die son opgekom en die son het gaan sak, en toe sê God, en dit was dag. Dit was oggend en dit was aand. En toe het tyd begin. Ek en jy is gevorm binne in die spasie van tyd. En vandag kom die Here en hy sê vir my en vir jou, ek is Immanuel, God met jou. I'm God with us. Dis wat Immanuel beteken, God with us. God is buite tyd. God het nie 'n horlosie nie. Okay?
Die Here is in beheer van tyd. Hy ken tyd. Inteendeel, hy sien tyd van die begin tot die einde. Want daar gaan 'n tyd kom waar tyd nie meer gaan bestaan nie. Daar gaan 'n tyd kom wanneer ek en jy ons horlosies gaan afhaal en ons gaan die ewigheid spandeer en ons gaan nie bekommerd wees oor tyd nie. Ek is laat, ons moet hardloop, dis so laat, ek moet oor 5 minute, moet ek by 'n afspraak wees. In die ewigheid gaan ons nie dit hê nie. Ons het die ewigheid om daar te kom. Kom ons vat ons tyd. En op pad soontoe, en as jy daar kom, is dit soos, hey, jy's 'n bietjie vroeg. Ek is maar net 'n ewigheid laat. Daar's nie tyd nie. En in ons brein kan ons dit nie lekker saamvat nie, want ons is gebind aan tyd. En so kom die Here vandag vir my en vir jou, en hy sê vir my en vir jou, hy is buite tyd, hy sien ons van ons begin tot die einde. Hy weet waar jy gebore is, waar jy gevorm het. Hoekom? Want die woord van die Here sê vir my, dat hy het ons gevorm in ons moeder skoot. Hy is die een wat ons gevorm het. Maar hy weet ook wanneer dit ons laaste dag is, wanneer ons asem gaan uitblaas. En so sien God jou hele lewe lank, en hy sê vir jou, ek is Immanuel, God met jou. Hy het begin toe jy gebore is, was hy saam met jou. Inteendeel, God was al daar gewees voordat jy nog daar was. Was God daar, maar in hierdie konteks, so ek en jy begin. Toe tyd vir ons begin, toe sê die Here, ek is Immanuel. Ek is met jou. Ek gaan jou nie alleen los nie. I will never leave you and I will never forsake you. So ons kom en ons hoor die woord, die eerste keer wat ons hoor van Immanuel, hoor ons in Jesaja 7, en ek wil dit graag vir jou lees, Jesaja 7 vers 14, hy sê, all right then, the Lord himself will give you a sign. Net so 'n bietjie agtergrond te gee, die profeet kom by hierdie koning, en hy sê vir hom, vra vir die Here 'n teken, en maak dit so moeilik, as wat jy aan kan dink. Maak dit so moeilik, as wat jy aan kan dink. En hy sê nee, ek gaan nie die Here so toets nie. Ek gaan nie vir hom iets, ek gaan nie hierdie teken vra nie. En die profeet sê, right, die Here homself sal 'n teken gee. En die teken is die volgende: look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son and will call him Immanuel, God with us. Skip 'n paar 100 jaar en ons kom by Matteus. En Matteus vertel ons die storie van waar alles begin het met Maria en Josef, en hoe die boodskap deurgekom het na Maria toe, dat sy gaan swanger word. En op daardie stadium was sy verloof aan Josef, en Josef het hierdie wroging in homself. En hy begin dink oor, hierdie is nou 'n moeilike situasie, want die vrou aan wie hy verloof is nou swanger. So hier is nou skande wat nou plaasgevind het, en hy dink by homself, ek gaan stilletjies skei van haar. En in hierdie proses, in hierdie denke, kom 'n engel na hom toe, en die engel sê vir hom, dit wat jy wil doen, moet dit nie doen nie. Want, Matteus 1 vers 23 sê, look, the virgin will conceive a child. So basically kom die engel en hy sê vir Josef, Maria was nie unfaithful nie. Sy was nie unfaithful nie. Hier's geen skaamte nie. Hier's niks wat nou buite die konteks van huwelik is nie. Sy gaan geboorte gee. Sy is 'n virgin. En hy sê, the virgin will conceive a child and she will give birth to a son and they will call him Immanuel, which means God is with us. Sê vir die persoon langs jou, God is met jou. God is met jou. God is by ons. Hy's hier. Hy's hier. Hy's met my en jou. Hy staan by ons. Hy loop saam met ons. Oral waar ek en jy gaan, daar is God. Is jy nie excited daaroor nie?
Môre as jy werk toe gaan, jy wil nie, maar jy moet werk toe gaan. Die Here is daar. En die Here gaan saam met jou. Die kinders wat nou op die brink is van eksamen, baie van hulle wil nie nou skool toe gaan nie. Papa, kan ons maar by die huis bly, ons doen niks werk nie. Niks. En dan kry ons 'n boodskapie die van die juffrouens af, moenie laat die kinders by die huis bly nie, ons werk baie. Dit is okay, twee kontraste. Die kinders wil nie skool toe gaan nie, want hulle wil by die huis wees, hulle wil so lank begin leer. Baie dinge wil ons wil sekere goed nie face nie. Maar kan ek vandag vir jou goeie nuus gee? God is met ons. Hy gaan jou nie alleen vir die wolwe gooi nie. Hy gaan saam met jou en hy stap saam met jou en hy gee vir jou wysheid en hy gee vir jou insig. Hoekom? Sodat wanneer jy in die wêreld in beweeg, dat jy 'n skynende lig kan wees. Sodat mense kan weet, jy is 'n man en 'n vrou van geloof. Amen. So Immanuel is een van die mooiste name van God wat ek en jy vandag kan hê. Die name van God, die creator, hy is die skepper, he's the one that sees me. Ons het al hierdie name en ons beleef God op verskillende maniere. Maar hierdie naam van Immanuel is iets spesiaal. Want hierdie naam sê vir my en vir jou, ons is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. Pastoor, jy ken nie my omstandighede nie. Ek sit aldag alleen by die huis en ons niemand met wie ek kan praat nie. Jy is nie alleen nie. Jy kan met God praat. En hoe meer jy met God praat, hoe meer gaan die Here vir jou dinge wakker maak en gaan hy mense na jou toe stuur om saam met jou te fellowship. Julle weet mos wat fellowship is. Two fellows in a ship. Dit beteken jy moet saam met iemand wees. Alright, so ons moet saam beweeg. En die belangrikste ding wat hierdie naam vir my en vir jou sê is, God wil fellowship hê met my en jou. Hy wil saam met ons kuier. Hy wil met jou kuier. Hy wil saam met jou by die tafel sit en met jou gesels oor hoe was jou dag? Wat het jy alles gedoen? Here, U weet alles. Ja, maar vertel my. Hoekom? Want ons almal het nodig om te praat. Ons almal het so 'n bietjie nodig om net so af te pak. Ons gebruik mos hierdie woord om 'n bietjie te vent. Nee? Jy wil net so 'n bietjie vent. Gaan staan so by jou vrou en sê, hoorie sommer nou niks sê nie, moet nou niks voel nie, ek wil net vent. En dan praat jy jou praat. En dan gaan jou vrou vir jou sê, great. En dan moet jy nou nie 'n antwoord verwag nie, want jy het nou net vir haar gesê, ek soek nie 'n antwoord nie. En vice versa, vrou as jy by jou man kom en sê, ek wil net so 'n bietjie vent. Okay, is reg. Want hulle vent so 'n bietjie langer. En as hulle klaar gewend het, dan bly jy as man stil. Do not try to fix it. Okay? Sy gaan 'n gevaarsone in beweeg. Sy wil net hê jy moet hoor, sy wil net praat. Hoekom? Want wanneer sy praat, dan hoor sy haarself en sy herinner haarself aan wat die regte ding is om te doen. Okay? So manne, wees net 'n klankbord. Yes, ek gee vir julle free tips vandag. Julle moet regtig luister. Okay? So jy moet kan discern. Wanneer moet ek luister en wanneer moet ek reageer? So ek het die geneig, ek sal stil bly en dan ek kry dit nie altyd reg nie. Maar ek sal stil bly en dan sal sy vir my kyk en dan weet ek moet ek iets antwoord. Okay, hier's my antwoord. Right? En dan sal ek my antwoord gee. So dit is belangrik dat ons moet verstaan dat ons kan wend by God. Hoekom? Want hy's Immanuel. Hy's God met ons. God with us. Hy's by ons. Ons kan hom miskien nie fisies sien nie, maar ons kan hom beleef.
Ons kan in geloof, kan ons staan en sê, die Here is met my. Die Here is met my. Julle hoor nie, hierdie groep, die Here is met julle. Hoor julle my? Glo julle my? OK. Hierdie groep, ek moet net vir almal gou vinnig in die oë kyk. Die Here is met julle. Julle het nou vinnig geleer, want hulle was nou die eerste guinea pigs. Okay? Well done, julle het mooi geleer. Right. God is met julle. Julle is nie alleen nie. Hier in jou binneste voel jy vandag, ek is alleen, ek moet deur my eie struggles gaan. Die Here sê vir hierdie groep, jy is nie alleen nie. Alright, ek is nou klaar met julle, ons gaan nou oor na julle toe. Julle het julle eie groep. Gaan nou by julle kom. Alright, kyk gou vir my, julle almal se oogies skitter mooi. Ek is amper klaar, hierdie is 'n groot groep. Alright. Julle almal het na my oë gekyk, né? Julle het my oë gesien. Hier is die boodskap wat julle moet hoor vandag. Amen. En geloof vat jy dit, suster. God is met julle. Ons gaan weer by julle kom, julle gaan weer kan skreeu, hoor. Ouens, julle, ek wil regtig, ek weet dit klink miskien nou grapinderwys, maar ons moet dit inpres. God is met ons. Vir julle 3. Ek jong mense, ek wil vir julle sê, die Here is met julle. Amen. Kom ons gee vir hulle lekker. Die Here is regtig met julle. Nee, ek weet, ek wil regtig hê julle moet weet, die Here is met julle. Moenie worry oor julle jonkheid nie. Moenie worry en dink ek is te jonk en dit en dat, nee. God is met julle. OK, daar's 'n groep agter. Volgende keer gaan julle voor wil kom sit. Vir hierdie groep. Nee, julle is julle eie groep. So julle gaan moet skree nou. Kyk hoe kyk hulle nou vir julle. Ek wil vandag vir julle sê, die Here is met julle. Amen. Glo julle dit? Die Here is met julle. Ons mense in die babakamer, ek kom nou kamera toe. Ek gaan nou nie in die babakamer kan staan nie. Hannes, die kameramanne is besig as ek preek. Zoom in hier op my gesig. Net nie te naby nie, my vel is nou. Die mense wat in die babakamer is, ek wil vir julle sê, God is met julle. Well done! Ons het julle gehoor! Ons het julle gehoor. God is met ons. Lig en lewe. Ek wil vandag vir julle sê, God is met ons. Dis al nog mense wat ek mis. Die online ouens, ons gaan hulle miskien nou nie hoor nie, maar stuur 'n klomp thumbs ups. God is met julle. So lig en lewe. Die boodskap wat ek vandag vir jou wil gee, is God is met ons. Is jy bekommerd oor iets? God is met jou. Is jy bly oor iets? God is met jou. Gaan jy deur 'n storm? God is met jou. Vanoggend toe ons bid in die bidkamer met die worship team, toe vertel ek hulle hierdie storie wat julle almal al gehoor het, van die 3 varkies. Die 3 varkies het almal huisies gebou.
Die eerste varkie het sy huisie gebou van strooi. Die tweede varkie het sy huis gebou van stokke. En die derde varkie het sy huis gebou van baksteen. Daar is 'n ou wat rondloop, sy naam is Wolf. En Wolf kom na die eerste varkie toe en hy vra vir die varkie, laat my inkom. En die varkie sê, not on the hair of my chinny chin chin. Iets is dit. En die varkie antwoord hom, nee, jy kan nie inkom nie. En die wolf sê, I'm gonna huff and puff and blow your house down. En hy blaas sy huisie af plat, en daar hardloop varkie na sy boetie toe. En hy kom by die volgende boetie, by die stokkieshuis. Hulle het stokkies gedraai, en hulle kom daar so, en hulle is in die huisie. Hulle wil net begin koffie maak. Toe kom die wolf daar aan. Varkies, laat my inkom. En hulle sê, nee, ons is besig om koffie te maak. En hy sê, maar ek wil ook hê. En hulle sê, nee, jy kan nie kry nie. En hy sê, maar gaan ek julle huisie afblaas. En hy sê, ek gaan blaas. I'm gonna huff and I'm gonna puff and I'm gonna blow your house down. En daar blaas hulle huisie plat. En daar hardloop die twee varkies na hulle boetie toe. En hulle kom by die huisie en daar sit hulle by die kaggeltjie met 'n lekker hot chocolate. Want ewe skielik is dit winter. En hulle sit binne in die huisie en hulle hoor daar so geklop aan die deur en die baksteen varkie sê, moenie worry nie, deur is gesluit. En hierdie ander twee het experience opgebou dat 'n huisie, 'n deurtjie is nie altyd die veilige plek nie. So, nee, ons stres, wolf is by die deur, wolf is by die deur en varkie baksteen sê nee. Wees rustig, drink jy hot chocolate, little marshmallow sê. En hulle sê, ja, okay. En wolf klop en hy sê, ek wil inkom. En hy sê, nee, ek kan nie hot chocolate kry, ons het net 3 bekertjies. En wolf sê dieselfde. I'm gonna huff and puff and blow your house down. En needless to say, die huisie het nie geval nie, want die huisie was op 'n fondasie. Die huisie was op 'n fondasie. Hierdie derde varkie baksteen, hy het, dis hy van baksteen, varkie baksteen het geweet hoe om 'n huis te bou. Hy het geweet, ek moet 'n fondasie hê. Ek moet hierdie huis bou met 'n fondasie wat mure het, waarin ek veilig kan wees met my kaggeltjie en met my hot chocolate. En so kan ek beweeg en ek kan vrylik beweeg en ek kan vry wees hier in my huisie. Met al die storms en die winde wat waai en die wolwe wat daar is, kan ek veilig wees binne in my huis. Want my huis is op die rots. En ek weet is nou 'n kinderstorie wat ons nou al vir jare oor vertel het vir mekaar en ons kinders en so aan en ons almal ken vir die 3 varkies. Maar ek wil vandag vir jou 'n waarheid kom leer. Dat wanneer jy jou huis bou op die rots en sy naam is Jesus Christus. En wie is Jesus Christus? Jesus Christus is Immanuel. So die rots is met my en jou. En wanneer ek my lewe bou op hom, dan sal ek bly staan. Albei bouers het dieselfde boodskap gehoor. Hulle het dieselfde woord gehoor. Hulle het dieselfde notas gemaak. Hulle het dieselfde spreker gehad. Maar een van hulle het gereageer op die woord wat gespreek is. En hy het sy huis gebou op die rots. Die ander een het net gehoor, notas gemaak en gesê, yes, dit was 'n great preek. En hy het huis toe gegaan en nog steeds gemaak wat hy wil. Hoekom? Want sandfondasie is maklik, dis vinnig en dis gemaklik. Dis moeite om 'n fondasie te bou. Dit vat tyd. Jy moet alles reg hê, die inspekteur moet kom en kom kyk voordat jy kan bou. Maar ek wil vandag vir jou sê, die fondasie, sy naam is Jesus Christus, sy naam is Immanuel, hy is God met ons. En omdat Jesus aan die kruis gesterf het vir my en vir jou, bring hy ons na 'n plek toe waar ek en jy nie hoef te bekommerd te wees oor, gaan ek alleen die wêreld in, of gaan ek alleen keuses moet maak, of gaan ek alleen hierdie ding en alleen hierdie ding. Nee, jy het 'n redder wat saam met jou is, wat by jou is, wat die pad saam met jou stap. En toe sê hy, ouens, ek moet weggaan.
Nee, U is Immanuel. U moet by ons bly. U kan nie nou weggaan nie. Wat gaan ons maak? Die wolf gaan kom klop aan ons deur. Moenie bekommerd wees nie, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Nee, Jesus, ek kan dit nie glo nie. Die profeet Jesaja het gesê, U is Immanuel. U is Immanuel, die Messias sal by ons wees en hy sal ons red. Jy kan nie nou weggaan nie. Jy kan nie nou ons verlos nie. Ons was nou 3,5 jaar het ons jou gevolg met alles wat binne ons. Ons het huis gelos, ons het vrouens gelos, ons het ons kinders gelos. Ons het U gevolg, ons het ons besighede gelos, ons het U gevolg. Ons stap saam met U, ons is deur dik en dun, ons is deur al hierdie moeilikheid, ons het soveel mooi experiences saam met U. U kan nie nou weggaan nie. U is Immanuel, God met ons. En hy sê nee, julle verstaan nie. Dis vir julle voordelig dat ek weggaan, sodat die Vader, die trooster, die helper, die advocate, die Heilige Gees vir julle kan stuur. En nou is dit die Gees van God wat met ons is. En waar ek en jy ook al beweeg, daar is God. God vul hierdie hele wêreld. Die Bybel praat van the train of his robe fills this temple. God vul ons hele lewe. Hy vul ons hele wese. Daarom is ek en jy nooit alleen nie. God is met ons. En Immanuel wat in 'n fisiese vorm homself kom blootstel het aan ons in die vorm van Jesus, die seun van God. Het vir my en vir jou kom wys wie die Vader is. Hy het die Vader basically vir my en vir jou kom introduce en kom sê, dis wie God is. As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. As ek met jou is die Vader met jou. As ek met jou is die Heilige Gees met jou. Die drie-enige God is met jou. Want ons is Immanuel. En daarom is dit so belangrik om die Heilige Gees toe te laat in ons lewe. Om hom in te nooi in ons lewe. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy by 'n plek kom in ons lewe waar ons kan sê, ek lê my lewe neer, ek neem Jesus Christus aan as my verlosser, my saligmaker. Ek kom buig my lewe, I surrender to you, en dan sê hy, ek neem jou aan as 'n kind in my huis. You are adopted. You are no longer an orphan. Pastoor, wat bedoel jy? Ek het 'n pa en ma. Nee, geestelik was jy 'n orphan. Geestelik was jy ver weg verlore. Jy was op pad nêrens heen. Maar toe God in die prentjie kom, toe Immanuel in die prentjie inkom, toe verander alles. Toe verander alles, ons hoop het verander. Ons uitkyk oor die lewe het verander. Hoekom? Want ons weet nou dat God is nie net die God van hemel nie, maar hy is ook nou die God van aarde. Hy is die een wat hier by ons is. Hy is die een wat hier saam met my en jou loop. Hy is die een wat vir my en vir jou sê, kom ons gaan hierdie pad. Nee, maar Here, daai is 'n gevaarlike pad. Ja, maar dis alright. Kom ek gaan wys julle groter en meer dinge wat julle ooit sal sien. En hy vat die disippels in areas in wat eintlik gevaarlik is. En hulle verstaan dit nie, maar in die hele proses maak die prentjie vir ons vandag sin. Want Jesus het vir ons kom wys, dat al gaan jy deur die doodskaduwee, al gaan jy deur die valleie, al gaan jy deur moeilike tye, ek is met jou. Lig en lewe, ek wil vandag vir jou sê, Jesus Christus, die Heilige Gees, God die Vader, is met ons. Hy is Immanuel, God met ons. Immanuel toon God se nabyheid. In elke omstandighede is hy met ons. Dit druk God se liefde uit deur verhouding. As God dan sê ek is Immanuel, God met ons, dan beteken dit dat God wil 'n verhouding hê met my en jou. Hy wil met ons gesels. Maar pastoor, ek hoor nie sy stem nie. Ek weet nie wanneer hy met my praat nie. Weet jy, dis dan se tyd om tyd te spandeer in sy woord. Want sy woord gaan vir jou om meer openbaar.
Sy woord gaan vir jou wys wie hy is. En jy gaan begin besef dat baie keer het jy sommer in die lig net 'n vraag gevra. Dan kom die Here en hy antwoord. Sonder dat jy eers, ek wil amper sê, deur dik en dun deurgestry het. Ja, soms moet ons deurdruk, soms moet ons aanhou, soms moet ons aanhou bid tot die antwoord deurkom soos Daniël. Maar baie keer bid ons net gebede met 'n oop hart en 'n hart wat connect met die Here en sê, Here, kom help. En dan as jy hoe uitveer, die Here dit klaar beantwoord. Hoekom? Want hy's God met ons. Hy hoor wanneer jy praat. Hy hoor wanneer jy bid. En dieselfde, wanneer hy praat, moet ek en jy hom kan hoor. Hoe gebeur dit? Deur verhouding. Ek wil jou challenge. Stap na iemand toe vandag in hierdie gehoor wat jy glad nie ken nie. Jy ken hom miskien net so van sien af. Dan gaan vra jy sy telefoonnommer. En dan bel jy hom randomly ergens deur hierdie week. Dan vra jy vir hom, wie praat nou met jou? Meeste van ons of almal van ons gaan sê nee, jy vra my nou vas. Ek kan nou nie lekker uitmaak. Die lyn is 'n bietjie krapperig. Ek kan nou nie lekker uitmaak wie met my praat nie. Hoekom? Want jy het nog nie tyd gespandeer met daai persoon nie. So jy hoor nog nie sy stem nie. Jy het nog nie sy stem leer ken nie. Maar wanneer jy nou na 'n lang tyd se gespraat mekaar begin bel, dan sê hey man, lekker om van jou te hoor. Hoe gaan dit? Is dit so? Ja. Julle het dit al so beleef? Dit werk dieselfde met God. Dit werk dieselfde. Wanneer ons met hom praat en wanneer ons met hom praat en wanneer hy met ons praat, dan is daar 'n wederwysige erkenning van wie is hy en wie is ek en ons begin mekaar se stemme. God ken jou stem. Dit wil ek vir jou sê. God weet wie jy is. Jy gaan bid vir 'n sekere wonderwerk en die Here gaan nie daai wonderwerk by verkeerde adres aflaai nie. Hy weet dis jy wat gepraat het. Hy weet dis hierdie Rudy. Dis nie die ander Rudy nie, dis hierdie Rudy wat nou gevra het vir dit. En hy weet hierdie adres moet dit nou kry. Maar ek en jy het nodig om tyd te spandeer met God sodat ons sy stem kan hoor. Ek wil graag vir julle 'n paar skrifte lees. Net om hierdie punt vas te maak in ons harte. Jesaja 41 vers 10 sê, Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Wie het daai skrif nodig gehad vanoggend? Om te weet dat I don't have to be discouraged, want die Here is met my. Psalm 23 vers 4 sê, Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid. For you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. Het jy al gewonder hoekom is 'n skaapwagter in die prentjies se staf baie keer so ronde dingetjie? Jare terug toe doen ons 'n drama produksie by 'n drama skool waar ek was. En ons moes toe nou Psalm 23 opvoer. En ons het op die discussion gekom van hoekom praat hy in hierdie skrif van your rod and your staff protect me. En die persoon wat ons klas gegee het daai dag sê die volgende, dat wanneer daar 'n dier aankom wat die skape in gevaar stel, dan het hy 'n stok wat hy kan slaan en kan verwilder. Maar wanneer die skapie 'n bietjie uit orde uitkom en hy stap 'n bietjie daai kant toe, dan gebruik hy daai ronde gedeelte om die skapie nader te trek. Om hom te hak en hom nader te trek. En hierdie skrif maak vir my soveel meer sin. Your rod and your staff, they protect me. Want baie keer as ons so wegdwaal, het ons nodig dat die Here ons nader kan trek to protect us. Want die beskerming is juis hier naby God. He is beside me. So die Psalm sê, even though I walk through the valley of shadow and death, or the darkest valley, I will not be afraid. Hoekom? Want ek weet, my skaapwagter, my God is met my. My Immanuel is met my.
Alright. Hebreërs 13 vers 5. Don't love money. Be satisfied with what you have. For God has said, I will never leave you and I will never abandon you. Daai is 'n bemoediging vir baie van ons, né? Wanneer ons deur 'n bietjie finansiële probleme gaan, goed, don't worry. Don't worry, don't be afraid. For God is with you. He will never fail you and he will never abandon you. Ek wil dit weer herhaal. Maak toe jou oë. As jy vandag 'n finansiële deurbraak nodig het in jou lewe, wil ek hê dat jy vandag hierdie woorde moet onthou. God will never fail you and he will never abandon you. God will never fail you and he will never abandon you. Don't worry. Op die regte tyd gaan daai cheque in die pos wees. Op die regte tyd gaan die voorsiening kom. Moenie nou al stres oor geld wat jy daar moet hê nie. Weet dat die Here vir jou voorsien op die regte tyd. Amen. Right. Johannes 14 vers 16 sê, and I will ask the Father and he will give you another advocate. Luister mooi. He will give you another advocate. Van wie praat hy hierso? Van die Heilige Gees. Wat is die belofte? He will never leave you. He will never leave you. Johannes 16 vers 13. He is the Holy Spirit who leads into all truth. The world cannot receive him because it is not looking for him and doesn't recognize him. But you know him because he lives with you now. Dis toe Jesus nou met die disippels gepraat het, the Holy Spirit is met hulle, en dan hoor hierdie wonderlike belofte wat die Here vir ons gee, wat ek en jy vandag kan geniet. En hy sê, and later will be in you. Maak nie saak waar jy gaan nie, die Heilige Gees is met jou. As kind van God, woon die Heilige Gees in ons. En waar jy ook al beweeg, gaan die Heilige Gees saam met jou. Dit laat my so 'n bietjie wonder. Gaan dit ons nie miskien dan 'n bietjie help om seker te maak dat ek en jy ons voete op die regte plek neersit nie? As jy bewus is dat die Heilige Gees is met jou, kan jy nie na plekke toe stap en sê, Heilige Gees, wag net hier, ek is nou terug. En dan stap jy in na die plek toe, en dan kom jy later uit, kom in. Hey? Die Heilige Gees gaan saam met jou. En ek dink in baie opsigte is dit ook 'n manier hoe ons die Heilige Gees bedroef. Want ons stap in plekke in waar ons nie moet wees nie. Hoor wat die Here sê vandag vir jou. Hou op in plekke instap waar jy nie moet wees nie. Hou op om in situasies in te stap waar jy nie moet wees nie. Beweeg waar God sê jy moet beweeg. Amen? Alright. Romeine 8. Ek wil hê jy met jou Bybel oopmaak in Romeine 8. Romeine 8. Vers 31. Die van julle wat al ooit die vraag gevra het, ek wil meer tyd met die Here spandeer, maar ek weet nie wat se Bybelboek om te lees nie. Daar's 2 boeke wat ek nou wat ek sommer nou dadelik vir jou kan aanraai. Die eerste boek is Johannes. Want dan gaan jy Jesus beter leer ken. Want Johannes praat oor wie Jesus is. Die ander ook, maar Johannes is baie meer personal connected. En dan die tweede boek wat ek jou sal aanraai om deur te lees, is die boek van Romeine. Gaan lees dit, vers vir vers, aandagtig deur, en ek glo my, jou lewe gaan verander. Maar ek wil hê dat ons moet staan. Julle kan saam met my staan. En ek wil hê met jou Bybel in jou hand vat, al is dit op die YouVersion Bible app of op jou foon. Ek lees in die New Living Translation
Maar ek wil hê jy moet in jou Bybel volg as jy kan en luister na my stem, as jy miskien 'n ander vertaling het. Maar ek wil vandag hierdie skrifgedeelte vir jou lees en ek wil dit kom vasmaak in jou lewe dat God is met jou. What shall we say about such wonderful things as these? If God is for us, who can be ever against us? Since he did not spare even his own son, but gave him up for us all, won't he also give us everything else? Who dare accuse us, whom God has chosen for his own? No one. For God himself has given us right standing with himself. Stop gou daar. Jy mag dalk vandag voel hoe die vyand vinger na jou toe wys en vir jou al die skaamplekke wys in jou lewe, al die plekke wys in jou lewe wat miskien kwelpunte is of punte is waar jy weet ek het gefouteer daar en die vyand pinpoint daarop. En hy sê vir jou, jy is sleg. Weet vandag, die Here sê, ek is met jou en as gevolg daarvan sê God, for God himself has given us right standing with him. Hoe het hy dit gedoen? Deur sy seun vir my en vir jou te gee. Wanneer jy hom aanvaar as jou verlosser en jou saligmaker, wanneer jy jou lewe voor hom neerlê en sê ek wil deel wees van die koninkryk van God, dan kom hierdie righteousness oor jou en ons trek Jesus Christus aan. En ons word vergewe van al ons sondes. Therefore we are in right standing with God. Kom ons gaan aan vers 34. Who then will condemn us? Who will condemn us? No one. For Christ Jesus died for us and was raised to life for us, and he is sitting in the place of honor at God's right hand, pleading for us. Can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean he no longer loves us if we have trouble or calamity, or are persecuted or hungry or destitute, or in danger or threatened with death? As the scriptures say, for your sake we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. No. Despite all these things, wat is hierdie dinge? Hierdie persecution, hierdie hongerte, hierdie slegte dinge wat gebeur, hierdie storms. Hy sê no. Despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ, who loved us. Baie mense lees daai versie, we are more than conquerors through Christ who gave us power. Nee, dis nie die krag van God wat jou in oorwinning gebring het nie. Dis nie die krag van die Here wat jou oorwinning gegee het oor hierdie probleme nie. Nee, dis die liefde van God wat vir ons die oorwinning gee. Dis 'n groot verskil. Dis God se liefde. Kom ons gaan aan. Vers 38. Now, I am convinced that nothing, say nothing, nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed. It is revealed in Christ Jesus our Lord. It is revealed in Emmanuel that nothing can separate us from his love. En met dit wil ek vanoggend 'n uitroep maak oor hierdie gehoor. As jy jou hart vir die Here wil gee,
As jy wil sê, Lord, I repent of my sin, and I want to follow you. I want to know and make sure that in Christ, nothing can separate your love from me. As jy vandag jou hart vir die Here wil gee, wil ek jy moet vorentoe kom. Kom vorentoe. Kom maak 'n besluit vir Jesus. Maak 'n besluit vir Jesus. Hierdie is 'n heilige oomblik. It's a moment that we give for people to know that God is with them. So nog iemand wat saam met hom hier voor wil kom staan. Jy het miskien al 500 jaar terug jou hart vir die Here gegee. Maar jy het koud geraak. Jy het jou liefde, jou eerste liefde verloor. Jy het dit weggestoot. Want jy het dinge in jou eie krag probeer doen. En jy wil net weer kom repent en sê, Lord, forgive me. I'm coming back to the kingdom of God. As jy daai kom vorentoe. Dis nie 'n skaamte nie. Hierdie is oorwinning. Dis waarvan die Bybel praat van we overcome everything. Why? Because God loved us. Ek gaan dit nie lank uittrek nie. So enigiemand is wat saam met ons hier voor wil kom staan, wil ek jou uitnooi. Kom staan net saam met ons. Alright. Johnny, ons gaan bid en jy gaan agter my aanbid. Maar ons gaan vir Johnny help. En ons gaan saam met hom bid. Ons gaan saam met hom bid. Angelo, kom lê jou hande op jou seun. Hierdie is special. Right. Is jy reg? It's a big moment in your life. Alright, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bring my lewe na U toe. Ek kom lê alles voor U neer. En ek vra dat U my sal vergewe. Kom was my lewe skoon, Here, met U kosbare bloed. Dankie dat ek vandag 'n nuwe begin kan hê. Maar nie net 'n nuwe begin nie, 'n nuwe lewe. Want kyk, alles is verby. Alles is nou nuut. Dankie Jesus, dat ek U kan innooi deur die Heilige Gees plek te gee in my lewe. Heilige Gees, kom maak woning in my lewe. Verander my, so that I can be more like Jesus. Dankie Vader, dat ek vandag U kan noem my Vader. As gevolg van dit wat Jesus kom doen het in my lewe. En Here, so wil ek my hande op hom lê vandag en ek wil vir U dankie sê, Here, dat U hierdie jong man kom toevou met U liefde, met U krag. Here, ek bid dat die salwing op sy lewe sal sterker word. En dat hierdie jong man van vandag af bewus sal wees van U teenwoordigheid. En Here, dat elke demoniese mag wat hom wou wegtrek van U af, breek ek nou oor sy lewe in die naam van Jesus Christus. Ek dank U, Here, dat elke vloek, elke binding, elke konsentrasie, elke vorm van witchcraft oor sy lewe gebreek is nou in die naam van Jesus Christus. Lord, that he will stand in purity, that he will stand in righteousness, that he will stand on the word of God, knowing that you are Emmanuel. God is with you. Ek dank U daarvoor. Here, elke tree wat hy sal gee, dat dit tree van oorwinning sal wees. Dat dit tree sal wees wat dieper in die woord in beweeg. En ek dank U daarvoor. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Amen.